Numeri, hoofstuk 31. En die Here het vir Moses gesê, dit wat die Midianiete die Israeliete aangedoen het, moet gewreek word. Daarna sal jy by jou mense versamel word. Toe het Moses vir die volk gesê, daar moet in die naam van die Here wraak geneem word op die Midianiete. Daarom, kry manne gereed om op te trek vir oorlog. Vir elke stam van Israel moet daar 1000 man gestuur word vir die oorlog. Daar is toe 12.000 man gereed gekry vir die oorlog, 1000 vir elke stam van Israel. Die 1000 het elke stam met Moses saam met Pinias, die seun van die priester Eleazar, gestuur na die oorlog. Pinias het die heilige voorwerpe by hom gehad. Hy het ook die trompette by hom gehad om alarm te blaas. Toe het hulle uitgetrek en teen Midian oorlog gevoer, presies soos die Here vir Moses beveel het. Ewi, Rekem, Sur, Hur en Reba, die 5 konings van Midian, asook Biliam, die seun van Beor, is met die swaard doodgemaak. Die vroue en kinders van Midian het hulle egter gevange geneem. Hulle het ook al die vee en besittings buitgemaak. Die Israeliete het al hulle stede en dorpe met vuur vernietig, maar hulle het die mense, diere en al die besittings as buit geneem. Toe het hulle dit alles na Moses, die priester Eleazar en die hele vergadering van Israel geneem langs die Jordaanrivier, oorkant Jerigo in die vlaktes van Moab. Moses, die priester Eleazar en die volksleiers het hulle buite die kamp van Israel tegemoet gegaan. En Moses het baie kwaad geword vir die bevelvoerders van die leer wat van die oorlog af teruggekom het, die bevelvoerders van 1000 en van 100. En Moses het vir hulle gevra, hoekom het julle al die vroue laat lewe? Met die gebeure by Peor het hulle juis op advies van Biliam veroorsaak dat die Israeliete ontrou geraak het aan die Here, en dit het veroorsaak dat daar 'n plaag onder die volk uitgebreek het. Julle moet dan nou elke seun en elke vrou wat al by 'n man geslaap het, doodmaak. Die meisies wat egter nog nie by 'n man geslaap het nie, kan julle laat lewe. Die van julle wat 'n mens doodgemaak het of aan 'n lijk geraak het, moet vir 7 dae lank buite die laar tent opslaan. En dan moet julle en julle gevangenes julle self op die 3de en op die 7de dag reinig. Julle moet al julle klere, alles wat van leer of bokhaar gemaak is en alles wat van hout gemaak is, reinig. Toe het die priester Eleazar vir al die manne wat uitgetrek het om oorlog te maak gesê, die volgende instruksie het die Here vir Moses gegee. Die goud, silwer, koper, yster, tin en loodvoorwerpe, alles wat vuurbestand is, moet julle met vuur reinig en dit sal rein wees. Dit moet egter steeds met reinigingswater gereinig word. Dit wat nie deur die vuur gereinig kan word nie, moet met water gereinig word. Op die 7de dag moet julle ook julle klere was. Eers daarna mag julle weer in die kamp kom. En die Here het verder vir Moses gesê, jy, die priester Eleazar en die familiehoofde moet 'n lys saamstel van al die oorlogsbyt, van mens en dier. Dan moet julle die byt in die helfte verdeel tussen die wat uitgetrek het op die oorlog en die res van die vergadering. Uit die byt van die manne wat uitgetrek het op die oorlog, moet jy 'n deel insamel as gawe aan die Here. Een uit elke 500 mense, beeste, donkies en kleinvee. Uit hulle helfte moet jy dit vat en vir Eleazar, die priester, gee. Dit is 'n gawe vir die Here. Uit die ander helfte wat aan die res van die Israeliete behoort, moet jy een uit elke 50 mense, beeste, donkies en kleinvee, ja, uit al die diere, vat en aan die Lewiete gee, wat die diens by die tabernakel van die Here doen. Toe het Moses en die priester Eleazar gedoen wat die Here hom beveel het. Dit is die byt wat in die oorlog gemaak is deur die manskappe. 675.000 stuk kleinvee, 72.000 beeste en 61.000 donkies. Die jong meisies wat nog nie by 'n man geslaap het nie, was 32.000. Die helfte daarvan is gegee aan die manne wat uitgetrek het na die oorlog. Hulle totaal was 337.500 stuks kleinvee, waarvan 675 stuks kleinvee gegee is as die gawe aan die Here. 36.000 beeste, waarvan 72 gegee is as die gawe aan die Here. 30.500 donkies, waarvan 61 gegee is as die gawe aan die Here. En 16.000 mense, waarvan 32 gegee is as die gawe aan die Here.
Soos die Here vir Moses beveel het, het hy die gawe aan die Here vir die priester Eleazar gegee. Die ander helfte van die oorlogsbyt wat Moses geneem en gegee het aan die Israeliete was 337.500 stuk kleinvee, 36.000 beeste, 30.500 donkies en 16.000 jong meisies. Uit hierdie helfte wat Moses aan die Israeliete gegee het, het hy een uit elke 50 mens en dier gevat en aan die Lewiete gegee wat diens gedoen het by die tabernakel van die Here, presies soos die Here hom beveel het. Toe het die aanvoerders van die leer, die bevelvoerders oor 1000 en oor 100 na Moses toegekom. Hulle het vir hom gesê: "Ons het al die manskappe getel wat uitgetrek het onder ons bevel en daar word nie een vermis nie. Daarom bring elkeen van ons uit die goud wat ons gebyt het 'n offer aan die Here. Om versoening te doen vir ons siele in die teenwoordigheid van die Here, bring ons hierdie armkettingkies, armbande, vingerringe, oorringe en halskettings." En Moses en die priester Eleazar het al die goue voorwerpe in ontvangs geneem. Die goud wat hulle as 'n offer aan die Here gebring het, was 'n totaal van 16.750 sikkel, of ongeveer 191 kilogram. Die bevelvoerders oor 1000 en oor 100 het dit gebring. Al die manskappe het ook byt geneem. Moses en Eleazar, die priester, het al die goud in ontvangs geneem wat die bevelvoerders oor 1000 en oor 100 vir hulle gebring het, en dit in die tabernakel in die teenwoordigheid van die Here neergesit as 'n herinnering aan al die Israeliete.